Goedemorgen collega's en hartelijk welkom in ons tweede dienst. Dit is heel erg om allemaal voor te zien. Voordat we zo begin, ik graag Reinhard Landman verwelkom. Hij is 15 jaar student aan de Theologische School van de Stroom. En zo zijn meisje, waar hij later ook zo. Mag die die lei met die dienst en mag ons altijd ook de harte die ook ons besef. Dank je. Dan gehoorzaam begin ons met die sin van Psalm 130 en dan 134 waar ons sit. Daarna staan ons op met die intrediep die 510 waarna Reinhard ons sal voer.
Heer sê goeiemôre gemeente. Dit is my voorreg om vanmôre by julle te wees, my woord van die Here aan julle te bedien. Ek glo en vertrou elkeen wat hier sit, staan, insluitende ek, sal verryk word deur die woord van die Here. Ek het vooraf gesê ons gaan vanuit die 2020 vertaling lees, en vanmôre gaan ons vanuit die 1983 vertaling lees. Ek is 'n 5de jaar teologiese student en vanmôre doen ek nie 'n leespreekie, maar my eie preek. Ons is afhanklik van die Here en ons footnoem vanmôre kom uit Psalm 59 vers 10, 11, 17 en 18. Ek wil my hoop op U gevestig hou, U my sterkte, want U is my veilige vesting. My God sal my te hulp kom in sy trou. Maar ek sal sing van U mag, elke môre sal ek jubel oor U trou, want U is vir my veilige vesting, 'n skuilplek in tyd van nood. Tot U eer wil ek sing. U my sterkte, want U is my veilige vesting. U is my troue God. Kom ons bid die seën van die Here toe. Mag aan die vir wie God die Vader geroep het, wat hy liefhet en deur Jesus Christus bewaar, mag barmhartigheid, vrede en liefde in oorvloed aan ons geskenk word. Amen. Geliefdes, kom ons staan nou net so en ons sing Psalm 33 vers 1 en 4. En ons sing dit nie net met ons lippe nie, maar ons sing met ons harte. Dis die dag van ons Here en ons is hier om fees te vier. Ons nader die Here in sy teenwoordigheid. Psalm 33 vers 1 en 4. Geliefde broers en susters, kom ons bely nou ons geloof aan die hand van die geloofbelydenis van Nicea. Dit is waarin ons as Christene glo en dit is wat ons bely. En dit is so pragtig daarom te dink, iewers daar in die wêreld is 'n ander gemeente wat op dieselfde tyd as ons nou ons geloof in Christus bely. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, vir al die eeue het die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie. Een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan en het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap
sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo in een heilige algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Staan. Here is God en Here is God en niemand meer. Erken dit alle volke, van waar die sonlig morgens skyn, tot waar dit in die verwissing, van sag deurglans te wolke. Here is God voor die dag en nacht wat weet na sy verordening. Hy bring die heilige voor, alles verlos hy almas voor. Hy doen alle Maker wat waar hy net boodskap is, ons weg met hom gepraat het. De werke nie te gryp, kan dit sy Maker ooit verryk, dat hy hom so gemaak het. Maar nie ons uitgevoerd nie, ons sal nie omgehade nie, wat ons verdoen het. Ons in die hande altyd stel, as kinders wanneer die ons bevry. Liewe gemeente, kom ons voortmoedig onsself nou, deur vanuit die wet van die Here te lees. Ek lees vanuit Efesiërs 4 vers 25 tot Efesiërs 5. Efesiërs 5 vers 5. En ek vra graag as julle julle Bybels by julle het, maak oop julle Bybels en volg wanneer ons vanuit die wet van die Here lees. Efesiërs 4 vers 25 tot Efesiërs 5 vers 5. Nou dat julle die valsheid afgelê het, moet julle onder mekaar die waarheid praat, want ons is lede van dieselfde liggaam. As julle kwaad word, moenie sondig nie, en moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Moenie die duiwel vatkans gee nie. As iemand 'n dief is, moet hy ophou steel. Hy moet deur harde werk op 'n eerbare manier self in sy lewensonderhoud voorsien. Dan sal hy iets hê om vir die armes te gee. Vuil taal moet daar nooit uit julle mond kom nie. Praat net wat goed en opbouend is, volgens die eis van omstandighede, sodat dit julle hoorders ten goeie kan kom. En moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, want hy het julle as die eiendom van God beseël met die oog op die verlossingsdag. Moet nooit verbitterd of vleiend wees of woedend word nie, moenie vloek of skel nie, moet niks doen wat sleg is nie. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar, soos God julle ook in Christus vergewe het. Omdat julle kinders van God is
en hy julle liefhet, moet julle sy voorbeeld volg. Lewe in liefde soos Christus ons ook lief gehad en om ons ontwil sy lewe as offergawe gegee het. Ja, 'n offer wat vir God aanneemlik was. Soos dit gelowiges betaam, moet daar van ontug en onsedelikheid in enige vorm of gierigheid onder julle selfs geen sprake wees nie. Grove, ligsinnige of vuil praatjies pas nie by julle nie. Nee, dan kan God pas by julle. Dit moet julle goed besef. Iemand wat ontug pleeg, onsedelik lewe of 'n gierigaard is, want gierigheid is afgoderry, het nie deel aan die koninkryk van Christus en van God nie. Tot daar. Ons lees tot daar. Ons het nou na die wet van die Here geluister. Ons het dit gelees, ons het dit gehoor, ons het dit nou verstaan. Kom ons sing nou Psalm 119, vers 3, 4 en 5. Ons sing dit saam as antwoord op die wet van die Here. Psalm 119, vers 3, 4 en 5 op die wysie van praat ek mense engeletale. Dan word u van ganse harte en opreg deur my geleer. Ja, ek loof u van regverdig, dis u regte woord en ja. Laat my verlaat nie, wat u weet nie wou verlaat. Hoe sal ek sy die jonge, hou die rydelik woord, rein kan wandel in sy weer, as sy wandel in die spoor. Die soek ek van ganse harte, Heer, hou u my hande vas. Laat ek van u spoor nie dwaal nie, en die kwaad my nie verras. Daarom sluit ek al die woorde in my hart sorgvuldig in. Laat ek nie sou sondig en te minder nie bemin. Heer my God, U is so waardig, leer my tog die regte wil. Met my lippe en die wyse van die wêreld vertel. Kom ons sluit die oë vir gebed. Ons almagtige God, Hemelse Vader, U wat die skepper is van alle dinge, die koning is van alles en almal, die regverdige regter. Ons is dankbaar dat ons tot U kan bid. En ons vra, luister asseblief na ons gebed. Here, ons dankie dat ons as gemeente vanmôre bymekaar kan kom om in U teenwoordigheid U woorde te hoor, om onderrig te word vanuit U woord, getroos te word en waar ons kan besef hoe groot U is. Ons vra dat U ons vanmôre sal klein maak, nederig sal maak, en hierdie harde harte sag sal maak, dat ons U woord sal inneem, dat ons dit sal hoor, dat ons deur dit U grootheid en wonderlikheid kan sien. Ons bid ook so vir ons mede lidmate, mede gelowiges, en die vanmôre hier kan wees, jy sal U daar met hulle wees.
As hulle siek is, sal U hulle genees. As hulle nie meer hoop het nie, as hulle nie meer die kerk sien nie, mag U weer vir hulle hoop gee. Mag hulle hoop opnuut weer in Jesus Christus vind. Mag hulle ook self ondersoek doen. En nie hulle lewe probeer vul met aardse dinge nie, maar met U, waar ons die lewende water vandaan kry. Mag ons vanmôre hier sit en besef, wat so groot God ons aanbid. Wat so groot voorreg dit is om tot U te kan bid. Daar is niks beters en niks groters wat ons kan doen vir onsself as om tot U te bid. Mag hierdie preek werklik ons aanraak. Mag dit ons leefwyse verander. Vader, ek bid ook so, mag U ons sondes vergewe. In die naam van Jesus Christus bid ons nie. Amen. Liewe gemeente, ons skriflesing vanmôre is Jeremia 1 vers 4 tot 10. Ons fokusverse is vers 7 en 8, wat ek na die tyd weer vir ons gaan lees. Jeremia 1 vers 4 tot 10. En dit lees as volg. Die woord van die Here het tot my gekom. Voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. Voordat jy gebore is, het ek jou aan my gewy en jou as profeet vir die nasies aangestel. Ag Here my God, het ek geantwoord. Ek kan nie goed praat nie, ek is nog te jonk. Toe sê die Here vir my, jy moet nie sê ek is te jonk nie. Jy moet gaan na wie toe ek jou ook al stuur. En alles wat ek jou beveel om te sê, moet jy sê. Moenie vir hulle bang wees nie, want ek is by jou. Ek sal jou red. Dit is wat die Here gesê het. Hy het sy hand uitgesteek en my mond aangeraak en vir my gesê, ek het nou my woorde in jou mond gelê. Kyk, ek sal u vandag aan oor nasies en oor koninkryke om af te breek en uit te roei, om te vernietig en plat te slaan, te bou en te vestig. Ek lees graag vers 7 en 8 weer vir ons. Toe sê die Here vir my, jy moenie sê ek is te jonk nie. Jy moet gaan na wie toe ek jou ook al stuur. En alles wat ek jou beveel om te sê, moet jy sê. Moenie vir hulle bang wees nie, want ek is by jou. Ek sal jou red. Dit is wat die Here gesê het. Tot daartoe. So geliefdes, ons tema vanmôre van hierdie preek is, die Here kies sy kinders met 'n opdrag om dit onbevrees uit te voer. En ek dink is 'n wonderlike stuk vir ons en dit is nodig vir ons as gelowiges en as gemeente om die vanmôre te hoor. My geliefde broers en susters in die geloof, twyfel en verskonings is iets wat elkeen van ons in ons daaglikse lewens ervaar. Dikwels kom dit na vore wanneer ons onseker is oor ons huwelik, oor ons werk, oor ons verhoudings en selfs oor onsself. Of ons ervare genoeg of geskik genoeg is om 'n sekere taak te verrig. Nou dit is verskonings en twyfels in ons daaglikse lewe. Maar vandag fokus ons egter spesifiek op twyfel in ons geloofslewe en die verskonings wat daarmee gepaard gaan. Te dikwels raak ons so vasgevang in ons eie ek wanneer dit kom by geloof, dat dit ons werklik beperk om ons roeping te gaan uitleef. Ons dink dikwels, eers wanneer ek meer van die Bybel weet, of eers wanneer ek beter met mense kan werk, dan sal ek die evangelie gaan versprei. Dan sal ek iewers in die kerk dien of bydra tot die opbou van die Here se koninkryk hier op aarde. Geliefdes, na my verstaan van ons skriflesing vanoggend, my siening oor geloof en oor God heeltemal verander. En my gebed is dat na die preek van môre jou siening ook heeltemal sal verander. En dat twyfels en verskonings nie meer 'n hindernis in jou roeping sal wees nie. In my eie lewe kan ek getuig van hoe verskonings in die pad gestaan het van die Here wat my roep. Ek was 'n man wat lief was vir die plesiere van die wêreld. Ek was ver weg van geloof en van God af. En vandag staan ek my 5de jaar van my teologiese studies.
Maar geliefdes, die Here kies my nietemin. Hy berei my voor, hy maak my ervare, selfs wanneer ek my eie tekortkominge raak sien. Selfs toe ek getwyfel het en verskonings gemaak het, was hy reeds besig om my te vorm en my te rig. As die Here jou kies, kan jy maak wat jy wil. Jy kan die vuilste, jy kan die mees onervaarste mense ooit wees, hy gebruik jou. Hy stel jou in staat om jou roeping onbevrees uit te leef. Hy transformeer jou lewe, want hy het die gesag. Hy is die Almagtige. Besef dit. En dit bring ons nou by ons eerste hoofpunt. Die Here kies sy kinders uit. En ek wil hê ons moet mooi hierop fokus. Hy is die een wat doen. Om 'n bietjie agtergrond te gee van ons skrifgedeelte. Jeremia is geroep as 'n profeet toe Juda onder morele en geestelike verval gebuk gegaan het. Die volk was ongehoorsaam aan die Here, veral met hulle betrokkenheid by afgoderry en heidense praktyke. Nou die koning van die tyd, koning Josia, het hervorming probeer instel om Juda terug te bring na God toe. Maar die volk se harte wou net eenvoudig nie verander nie. Net na koning Josia se dood het Juda weer verval in sosiale ongeregtigheid en afgoderry. En dit is hier waar Jeremia tot die toneel kom. Jeremia kom uit 'n priesterlike familie uit en mense verwag dat hy as priester sou dien, menslik gesproke. Maar in Jeremia 1 vers 5 sien ons iets heeltemal anders. Die Here sê dat hy Jeremia reeds geheilig het voordat hy in sy moederskoot gevorm is, nie as 'n priester nie, maar as 'n profeet vir die nasies. Nou wanneer ons die betekenis hiervan ondersoek, sien ons dat God Jeremia afgesonder het vir homself en uitgekies het vir 'n spesifieke taak. Dit was die roete vir Jeremia, was nie iets wat mense sou verwag nie, maar die een wat die Here vir hom bestem het. Hoe wonderlik is dit om net daaraan te dink dat die Here ons reeds voor ons geboorte uitgekies het vir iets, vir 'n spesifieke doel. As gelowiges kan ons met sekerheid weet dat God ons bestem het om in sy koninkryk te dien, nog voordat ons in die moederskoot gevorm is. En dit is nie net bloot 'n teorie wanneer ons praat van uitverkiesing nie, maar dit is 'n Bybelse werklikheid. God is die een wat kies en Jesus bevestig dit in Johannes 15 vers 16 en ek kan dit graag vir ons lees. Hier staan daar: "Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel dat julle moet heen gaan en vrugte dra en dat julle vrug kan bly, sodat die Vader julle kan gee net wat julle in my naam vra." Geliefdes, net die besef dat die almagtige God 'n doel vir my en jou het, dat hy aan ons dink en dat hy ons roep tot sy diens. Dit is wonderlik. My vraag is, het jy al ooit so daaraan aan die gedink? Het jy al gedink hoe wonderlik is dit as die almagtige jou roep in diens? Baie kere as ons roeping nie dit is wat ons wou hê nie, is ons reaksie dikwels dieselfde as Jeremia se. In vers 6 sê Jeremia vir die Here: "Ag my Here, die Here, kyk, ek weet nie om te praat nie, ek is nog 'n kind." Hy maak 'n verskoning. Sy onsekerheid en selfs sy twyfel in homself toe God hom as profeet bestem. Hy voer aan dat hy nie weet om te praat nie omdat hy te jonk is. Dit beteken nie egter letterlik dat Jeremia nie kon praat nie, maar eerder dat hy geglo het, hy het nie die nodige vermoëns of ervaring vir sulke groot openbare bediening nie. Dit is wat hiermee bedoel word. Deur sy verskonings en selftwyfel probeer Jeremia beklemtoon dat hy nie genoegsame ondervinding het en dat hy onvoorbereid is vir hierdie enorme taak waarvoor die Here hom aanstel nie, om God se instrument te wees in die verkondiging van sy boodskap aan die nasies. Ons het gehoor van hierdie verskonings, geliefdes. Klink hierdie verskonings nie bekend vir ons nie? Dink aan Moses in Eksodus 4 vers 10 tot 12 maar Moses het vir die Here gesê: "Asseblief my Here, ek is nie 'n man van woorde nie in die verlede nie en ook nie van dit u met u diensknegt gepraat het nie, want ek is swaar van mond en swaar van tong." Daarop sê die Here vir hom: "Wie het 'n mond vir die mens beskik? En wie maak stom of doof?
siende of blind, is dit nie ek die Here nie. Ons kyk na nog 'n verskoning. Gideon in Rigters 6 vers 15. Maar hy het hom geantwoord, asseblief my Heer, hoe kan ek Israel verlos? Kyk, my familiegroep is die onbenulligste in Manasse, en ek is die jongste in my familie. Ons kyk na die laaste karakter, self Jona, in Jona 1 vers 3. Die woord van die Here het tot Jona, die seun van Amittai, gekom. Staan op, gaan na die groot stad Ninive en spreek hulle aan, want die kwaad wat hulle doen, het opgestyg tot voor my, sê die Here. Maar Jona het opgestaan om na Tarsis te vlug, weg van die teenwoordigheid van die Here af. Hier sien ons klomp verskonings. Maar nou die vraag, kyk na ons eie lewens. Hoeveel keer maak ons wat hier so sit, wat hier staan, dieselfde verskonings? Ons sê ek is te jonk om in die Here se kerk te dien. Ek is maar nog net 'n kind in die geloof. Laat die ouer mense maar die werk doen, want hulle weet meer. Of my gawes is net nie geskik vir hierdie taak nie. Baie dink ek kan nie so goed soos die dominee of daardie oom in die kerk praat nie, en daarom bly ek eerder stil wanneer dit kom by dinge soos die verkondiging van die woord, of om onreg in my werksplek aan te spreek, of selfs in my eie huwelik by die huis. Geliefdes, hierdie is slegs net 2 voorbeelde wat genoem word. Maar hoeveel ter meer is daar nie? Hoe gereeld maak ons verskonings wanneer die Here ons kies vir 'n spesifieke roeping en ons dan bestem om dit te gaan uitleef? Of ons nou 'n huisvrou is, 'n dokter, 'n boer, wat ook al. Ons maak te veel staat op ons eie vermoëns en nie op die Here nie. Die een wat ons bestem en toerus vir ons roeping. Nou bring ons nou by ons tweede hoofpunt. Die Here stel ons in staat om sy opdrag uit te voer. By vers 7 kom ons by God se antwoord op Jeremia se verskonings. Jeremia kan nie sy verskonings dat hy nie vaardig genoeg is gebruik om sy taak vry te spring nie. Nee. Hy as profeet het nie 'n keuse wie sy gehoor gaan wees nie, of wat sy boodskap sou wees aan hierdie nasies nie. Jeremia die jong profeet moes eenvoudig net gehoorsaam wees aan die een met al die gesag wat hom stuur. Hy moes net verkondig wat die Here hom beveel. Dit waartoe hy in staat was wanneer hy op homself staat gemaak het, is nie meer hierso van belang nie. Nee, hy hoef nie die beste spreker te wees nie, hy moet eenvoudig net 'n getroue boodskapper wees. En Jeremia kan nou in gehoorsaamheid optree met die Here wat hom beveel om na hierdie nasies toe te gaan. Want net in ons volgende vers 8, sê die Here dat Jeremia nie hoef bang te wees nie, want hy gaan hom red. Met hierdie woorde kry Jeremia die versekering. God, die een met gesag, die een wat die volk Israel uit Egipte gelei het, wat altyd by sy woord hou en altyd doen wat hy sê, hy gaan die een wees wat Jeremia red. En dit waarvoor Jeremia bang is, sy roeping as profeet, die konings, die nasies waarin hy gaan met al hulle krag en mag, is niks in vergelyking teenoor die almagtige God nie. Jeremia, hy weet dit. Hy weet hoe die Here telkens in die verlede Israel beskerm het en veilig gehou het. En wanneer die Here sê hy gaan iets doen, dan gaan hy dit doen. Dadelik gryp hierdie vers terug na Deuteronomium 31 vers 6. Waar daar staan: wees sterk en vol moed. Moenie bang wees of vir hulle skrik nie, want die Here jou God gaan self saam met jou. Hy sal jou nie begewe of verlaat nie. Jeremia het versekering hoe die Here die volk Israel beskerm het tot in die beloofde land. So sal die Here hom beskerm en hom red. Nou geliefdes, hierdie redding wat hiervan gepraat word, gryp dadelik terug na die Nuwe Testament. Hy Johannes 5 vers 24, waar Jesus sê: Voorwaar ek sê vir julle, wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het, het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het die oorgang uit die lewe, uit die dood in die lewe. Julle sien, ons weet presies hoe ons gered word. Ons word gered na iemand wat ook gestuur was deur God, maar na hierdie aarde. Dis hoef ons almal wat hier so sit as God se kinders nooit ooit te vrees vir wat voor lê nie. Want God is die een wat die onbekwame kwaam maak.
Enige vrees wat jy vandag sou hê, kan nie vergelyk word met die redding wat ons het in Christus nie. Ons het nou gekyk na die redding wat Jeremia het, en ons weet van ons redding in Jesus Christus. Jeremia hoef te vrees, want hy kon terugkyk hoe die Here met Israel gewerk het, en ons gaan kyk hoe die Here met Jesus Christus in ons werk, wat sy werke Christus vir ons gedoen het. En dit bring ons nou by ons derde hoofpunt. Reageer in gehoorsaamheid deur die krag van Jesus Christus en Heilige Gees ons redder. In Jeremia 1:10 verkondig God dat hy gaan uitruk en afbreek, wat verwys na die oordeel oor die volk wat nie tot bekering kom wanneer Jeremia die Here se woord aan hulle bring nie. Tog beloof God dat hy ook sal bou en plant, en dit is vir die wat gehoorsaam is aan sy roeping. Hierdie belofte word later vervul in Jeremia 24 vers 6-7, waar God sê, ek sal hulle bou en nie afbreek nie, ek sal hulle plant en nie uitdruk nie. En dit verwys na die Israeliete se terugkeer uit ballingskap, na die land wat God self herstel het. Nou geliefdes, hierdie beloftes van bou en plant, vind sy volle vervulling in die nuwe verbond, wat deur Jesus Christus gestig is, soos beloof in Jeremia 31 vers 31-34. Christus is die finale vervulling van Gods belofte om te bou en te plant. Hy bring nie net die wat tot bekering kom terug na God nie, maar hy herstel alles wat verlore was. Almal wat aan hom glo en gehoorsaam is aan sy woord, sal nie langer uitgepluk en vernietig word nie, want hy het die verwoesting wat ongehoorsaamheid veroorsaak op homself geneem. Deur sy offer aan die kruis kan ons gebou, kan ons geplant word, as ons net in hom glo en gehoorsaam is aan sy wil. Nou die vraag, hoe maak ons prakties om gehoorsaam te wees aan die Here se woord? Nou dat ons weet ons is gered en ons hoef nie te vrees nie, hoe maak ons? Baie keer hoor ons van ons vriende wat sê, ons het 'n woord ontvang van die Here af. Presies soos ons gelees het met Jeremia in ons skrifgedeelte. Of dat dit in daardie kerk daar geprofeteer was, en dit beïnvloed jou siening dat jy nie naby aan God voel nie. Want God praat nie so met jou nie. Hoekom praat hy so met jou vriende? Hoe kan ek my roeping uitleef as dienaar in die kerk, as die Here nie met my praat nie? Maar as jy al ooit teëgekom het, wil ek hê ons moet kyk wat Hebreërs 1:1-2 vir ons sê. In die ou tyd het God baie kere en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur profete. Maar in hierdie eindtyd het hy met ons gepraat deur sy seun. Geliefdes, dit beteken dat God se woord, die Bybel, dat dit genoeg is. Dit is volkome en enigiets wat in profesie en ander kerke geprofeteer word, of enigiemand wat woord kry, dit is nie hoe die Here werk in vandag se dae nie. Hy gee ons sy woord. En hy stel ons in staat deur sy Gees om ons roeping uit te leef. Jy verkondig tog nie jou eie woorde nie, maar God se. Jy hoef nie te vrees nie, want God is met jou. En nou, die vraag op hierdie prakties, wat doen ons prakties? Gaan en identifiseer jou verskonings. Verander dit in aksies en vertrou op die Here wat jou in staat stel. Want Jesus sê selfs in Hebreërs 13, vers 5-6, wees tevrede met wat jy het, want hy het gesê, ek sal jou beslis nie verlaat nie, en ook nie in die steek laat nie, sodat ons met vertroue kan sê, die Here is vir my 'n helper, ek sal nie bang wees nie, wat sal 'n mens aan my kan doen? Nou geliefdes, nadat ons Here Jesus Christus opgevaar het na die hemel, dink ons baie keer, ons is nou alleen. Ons is nie alleen nie. Hy stuur sy Gees. En dit lees ons in Johannes 14 vers 17. Hy is die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat die wêreld hom nie sien nie, en ook nie ken nie. Julle ken hom egter, omdat hy by julle bly, en in julle sal wees. Geliefdes, mag ons dan bid, dat die Gees van die waarheid ons in staat sal stel, om dit waarna die Here ons stuur, gehoorsaam uit te voer, en in staat stel om in God se woord te glo. Ek sluit af. Mag ons as gelowiges vandag eerder ons verskonings omdraai en verander in, die Here stel my in staat.
Mag ons eie foute, kennis en onervarenheid nie in die pad staan om ons roeping uit te leef nie. Gaan nou bidend hier vanaf. Al is jy jong of oud, ervare of onervare, en bid dat die Here jou in staat sal stel om jou roeping gehoorsaam uit te leef en dit onbevrees te doen. Amen. Liewe gemeente, kom ons staan nou en ons sing Psalm 118, vers 1 en 2, as antwoord op hierdie woordverkondiging. Psalm 118, vers 1 en 2. Kom ons staan. Sy goedheid hier en vir ons huis jubel saam. Ons goedheid in ochtend, gee toekomst sy goedheid hier en Kom ons sluit die oë vir gebed. Onse Vader wat in die hemel is, wat 'n voorreg was dit om vanuit U woord te hoor, dat U ons uitverkies, voordat ons in ons moederskoot gevorm is, vir 'n spesifieke roeping hier op aarde, 'n doel, dat ons as Christene, as gelowiges, ons doel is om deel te neem aan die uitbreiding van die koninkryk van U. Want dit wat ons vanoggend gehoor het, werklik ons siening verander. Ons na ons roeping moet kyk. Ons moet kyk na verskonings. En ons moet optree. Want dit wat ons vanmôre gehoor het, mag dit nie net uit ons ore en hart uit gaan wanneer ons uit hierdie deure uitloop nie, mag ons werklik dit uitleef in hierdie week wat voorlê. Mag ons verder gaan bid tot U en vra dat die Gees ons sal lei, ons in staat stel om die onbekwame kwaam te maak. Here, ons bid ook vir ons land Suid-Afrika, vir ons leiers van ons land, waar die burgers van die land ondergaan en die leiers in rykheid lewe. Ons bid en vra mag hierdie leiers met wysheid regeer. Mag ons, mense wat as herders in die kerke is, ook met U wysheid regeer. Mag ons as lidmate besef, ons is nie net bywoners van eredienste nie, maar werklik deelnemers. En dat ons hele week moet lyk soos 'n erediens. Dat ons net elke Sondag moet kom om onsself op te vul in die week, onsself weer te gaan leegmaak nie. Maar dit 'n daaglikse ding moet wees wat ons in 'n verhouding met U moet lewe. Mag ons kyk hoe moet 'n Christen se lewe lyk. Mag ons daarop fokus om 'n lig in hierdie donkere wêreld te wees.
gaan met die kerk. Mag ons ook besef wie se kerk dit is en wat se verantwoordelikheid ons het. Mag ons besef dat U die heerser is oor die kerk, dat U die kerk regeer en daarom hoef ons nie te vrees vir wat voor lê nie. Ons wil net getroue dienaars wees. Getroue boodskappers wees. Gaan met ons die week wat voor lê, mag ons in liefde optree teenoor ons naaste, en bo alles in liefde teenoor U. Ons bid in die naam van Jesus Christus. Amen. Geliefdes, dis nou tyd vir die liefdegawe. En as ek reg is onder die erediens gaan dit vir die diens aan barmhartigheid. Dankie baie. Gemeente, kom ons staan nou. En ons sing skrifberuiming 10:2. Ons Vader wat woon in die hemel. Kom ons sing dit. Kom ons staan. Kom ons staan nou net so en ons bid die seën van die Here toe. Mag die Here julle seën en julle beskerm. Mag die Here tot julle redding verskyn en ons genadig wees. Mag die Here ons gebede verhoor en aan ons vrede gee. Amen.
Broers en susters, net enkele afkondigings voordat ons vandag om 'n heerlike koffie en tee te gaan geniet. Kollekte vir by die deure vanoggend sal wees vir die Jesusweek. Neem asseblief kennis daarvan. En dan in die diens en by die deure vir volgende week sal beide wees vir diens van barmhartigheid. Daar is vanoggend geen katekisasie nie en alhoewel die skole Vrydag sluit, sal daar Sondag die 30ste Maart wel katekisasie wees. Volgende week behandel graad R tot 7, sowel as die belydennisklas les 7 en graad 8 tot 9 les 6. Kleingroepe, Maandag en Woensdag se kleingroepe gaan aan soos normaal. Sondagsin sal nie plaasvind komende Sondag nie, maar wel die Sondag daarna. Bybelstudie, Dinsdag aande om 6uur hier by die kerk. Dit gaan ook aan soos normaal. Ons nooi julle almal weer hartlik uit om deel te vorm van dit. Ons behandel dan DV 1 Petrus 4 verse 1 tot 11. In terme van meelewing, Suster Petro Rousseau wat die week ingegaan het vir 'n skoueroperasie. Die operasie was 'n sukses, maar sy het maar nog baie seer. Suster Ronel Correia gaan DV die 26ste Maart ook in vir 'n skoueroperasie, so dink aan haar. En dan Suster Santjie Lombard was in vir 'n rugoperasie. Die operasie was 'n sukses en sy sterk tans by die huis aan. Suster Louise Jansen van Vieren is ook opgeneem in die hospitaal in Potchefstroom onlangs. Dit was as gevolg van baie hoë bloeddruk en 'n klein beroertjie wat sy beleef het. So ons wil vra dat u ook aan haar en haar geliefdes sal dink in hierdie tyd en mag sy ook spoedig gesond raak as die Here wil. Dan verjaarsdag, vanoggend die 23ste Maart, verjaar broer Raymond Skinner. Dinsdag die 25ste Maart, broer Lawrence Correia. Woensdag die 26ste Maart, dooplidmaat Wilhelm van der Merwe. En dan Saterdag die 29ste Maart, Suster Henda Viljoen. Nou met die skole wat gaan sluit, wil ek vra of bid ek almal wat gaan reis, veilige reise toe. En dan wil ek ook vra dat die kerkraad asseblief gou net na die tyd in die konsistorie sal terugkom, dat ons net vir broer Reinhard 'n bietjie terugvoer kan gee. Baie dankie julle.